is waardig, o Here. U alleen is waardig. Ons aanbid U in die grootheid, ons aanbid U in die almag. Ons aanbid U in die voorsiening, ons aanbid U in die liefde. Daar is niemand soos U nie, o Here. U alleen kry die lof, U alleen kry die eer, U alleen kry die aanbidding. U alleen is God, buiten U is daar niemand nie. Ons verhoog U in hierdie plek, o Here. Ons maak U naam groot in ons midde, want U alleen is waardig om aanbid te word. U alleen is waardig, o Here. Al die lof en al die eer kom U toe. U alleen. Word verder ook verheerlik in alles wat ons in hierdie plek doen, in Jesus se naam, en ek dank U daarvoor. Amen. Baie dankie, jy kan maar sit. Het is 'n groot voorreg om saam met julle te kan wees. Ek voel net of ek in 'n vliegtuig is. So ek vat eerder 'n valskerm af, waar ek 'n bietjie nader aan julle kan wees. Die voordeel nou, ek kuier ons net vanmôre by julle, maar vir hierdie volgende 45 minute is ek jou pastoor. As jy nie van my hou nie, weet jy, na die oggenddiens loop ek. Dan sê jy weer, dankie vir die Here vir die pastoor wat jy het. So, stiek saam met my, okay. Ek hou van interaksie. So as jy wil, en jy kan, en jy het 'n Bybel, staan gou op jou voete. Ek praat van by jou nou, Bybel by jou, nee. Nie by die huis nie. Dan moet jy jou Bybel in jou hand vat. Vat jou Bybel in jou hand. En dan gaan jy hierdie verklaring maak. Hierdie is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. My hart is nou oop om te ontvang. Ek sal verander hier uitstap in die naam van Jesus. Daar sê ons gesels vanmôre oor effektiewe gebed. Want daar is 'n verskil tussen bid en effektief bid. Almal sal sê hulle bid, maar hoeveel bid effektief? Dink aan Johannes 15:7 wat sê, as julle in my bly, my woord in julle, sal jy vra net wat jy wil hê en jy sal dit kry. Maar vir hoeveel van ons kan ons regtig sê alles wat ek vra kry? So, lieg die Bybel of kom ek kort? So as geheime wat ek moet weer, nou sê Jakobus, in Jakobus 4 vers 3, julle ontvang nie omdat julle nie bid nie. En dan kwalifiseer hy dit. Hy sê, en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Kan ek gou dit vir jou lees, net toe dit, want dit staan nie daar. Jakobus 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Is dit nie vreeslik nie? Hoeveel van julle al vir ek bid en niks gebeur? Ek bid en net nie so nou uit die Hebreë kom nie. Ek bid en die wonderwerk bly uit. So Jakobus sê, daar's 'n verkeerd bid. En ek het gister vir jou gesê, as daar 'n verkeerd bid is, dan is daar 'n reg bid. So kom ons gaan na die eerste opgetekende lering wat Jesus gegee het oor gebed. Dis die heel eerste keer wat hy hulle leer oor gebed in Lukas hoofstuk 11. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid. Verstommende woorde van mense wat saam met Jesus lewe elke dag. Hulle sien die wonderwerke wat hy doen. Hulle hoor die preke wat hy preek. Hulle vra nooit, leer ons preek. Maar dis wat ons doen, hè. Here, vertel ons, hoe kan ons op sulke wonderwerke? Hulle vra niks van daai. Hulle kom agter, die
want ek onthou jy daai kind wat hulle nie kon gesond gemaak het. So hulle kom na hom en sê, Here, ons verstaan, hier's geheime wat ons moet leer. Leer ons bid. En dit het my grootste opdrag van die Here geword, is dat ek sy volgelinge moet leer om effektief te bid. Ons het 'n journey met die Here begin, van daar af het ons gesien hoe die Here asemrowende dinge doen. Partykeer binne 24 uur doen die Here wonderwerke. Verstommende goed wat gebeur het. Ek sou die hele dag besig hou as ek jou moet vertel wat alles gebeur het. Maar kom ons kyk wat leer hulle. So dan gee hy hulle 'n model gebed Onse Vader. En ek is seker julle almal kan Onse Vader opsê en ons verstaan nie dat hy ons nie rypie leer nie, maar beginsels. Hy wil nie eens met die Onse Vader bid nie. Hy wil eens met die beginsels in die Onse Vader verstaan, sodat ons ook so kan begin bid. En ek gaan nou nie oor daai beginsels praat nie, want ons tyd is verskriklik beperk. Dis hoekom ons boeke saambring van as jy iets hoor wat vir jou tikkel nie, dan maak jy draai by die tafel en sê, is daar 'n boek hieroor. Nou, vertel hy dan 'n storie, 'n gelykenis van die onbeskaamde vriend, dis nou van vers 5 af. So wat hy nou hier doen is, hy het hulle die beginsels geleer en nou gaan hy dit demonstreer. Hy het nou vertel, okay, hierdie goed moet in plek wees as jy reg wil bid. Dit begin by Onse Vader. So dit begin by verhouding. Dit begin by persoonlike verhouding. En dit begin by 'n intieme verhouding. Jy kan nie effektief bid as jy nie 'n intieme verhouding met die Here het nie. Jy kan nie effektief bid as jy nie weet hy is my pa nie. I am my daddy's little boy. Ek klim op sy skoot. Ek kyk in sy oë. En my kinders kan my enige iets vra. Hulle weet, as hulle in die moeilikheid is ek die eerste plan. Hulle maak hulle eie planne nie. Die eerste plan is bel vir pa. As hulle geld kort, bel vir pap sal. Ek is so met my daddy. Wat ek ook al nodig het, hy is my eerste kontakpunt. Ek klim op sy skoot en ek sê daddy. Daar begin effektiewe gebed. So gaan hy aan met alle beginsels. En dan vertel hulle 'n storie van, okay, so werk hierdie nou in die praktyk. Dis hoe effektiewe bid werk. Ek gaan jou 'n bietjie skit, kan ek man? Kan ek jou bootjie skit? Kan ek jou bootjie omkeer en kyk wie swem? En wie verdrink? Dan moet die pastoor die wat verdruk red. Ek loop. Okay. Dit werk so. Wie het wiskunde gehad op skool? 'n paar. Dan verduidelik die onderwyser die som op die bord, maar dis nie die som wat jy in die toets kry nie. Die voorbeeld op die bord verduidelik vir jou hoe werk die stappe. Nou kry ek 'n ander som, maar ek moet daai stappe gebruik as ek hierdie som wil doen. Is hulle by my? So nou vertel die Here hulle stories. Kom ek vertel hulle hoe werk effektiewe gebed. En hy het hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode. Dis 'n verskriklike belangrike sin hierdie. Onthou, Jesus leer hulle bid. Hy sê, hier's 'n paar sleutels. Hy sê, 'n vriend ken 'n vriend. Is jy by my? 'n vriend het 'n vriend wat het alles wat jy nodig het. Hy sê, as jy wil effektief bid, moet jy weet, daar's 'n vriend wat alles het wat jy nodig het. Whatever jy nodig het, hy het dit. Maar nou sê hy 'n interessante ding. Hy sê, en wie van julle sal 'n vriend hê sal middernag na hom toe gaan? Is dit nie vreemd nie? Wie van julle gaan klop middernag aan 'n ou se deur? Want die rede hoekom hy gegaan het, hy sê, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. Midde-Ooste, jy loop met jou voete waar jy wil wees, jy loop met oop sandale, jou voete is vuil, dis net etiket. As jy by ou kom kyk, die eerste ding wat hulle doen is hulle was jou voete. Of 'n diensknegt was jou voete. En die tweede ding is jy kry iets om te eet wat met ver geloop.
Gewoonlik, Midde-Oosterse broodjie is so. Nou nie jou sourdough wat jy daar in die aardes en bakery koop nie. So. En 'n bietjie as jy het groente en 'n stukkie vis. Maar as jy nie het, jy gee ten minste 'n stukkie brood. Hierdie ou het niks. Nou sy vriend by hom aangekom. Hy het niks. Maar middernag gaan klop hy aan die deur. So, daar's 'n sleutel wat die Here vir ons gee, wat die meeste kinders van die Here mis en nog nooit van gehoor het nie. En dis die sleutel van middernaggebed. Daar is gebede wat net geantwoord word as jy dit middernag bid. Nêrens anders nie. Dink aan Paulus en Silas in die tronk en hulle bid en hulle sê wanneer? Middernag. Rit sit middernag by Boas se voete en haar destiny change. David sê in Psalm 119, ek loof die, hy staan middernag op en ek loof die Here vir sy regverdige verordeninge. Die sleutel van middernaggebed het niemand ons ooit vertel nie. Ek het 'n boekie daaroor geskryf, die geheim van middernaggebed met al die skrifte wat oor middernaggebed gaan. En wat kan gebeur as jy middernag begin bid? Ek sê nou vir jou, middernag, dit is van 12:00 nag tot 3:00 die môre, is die aktiwiteit, die grootste geestelike aktiwiteit in die geesrealm is daar in die gang. Jesus vertel 'n gelykenis van die saaier, né? En dan praat hy van, en wanneer mense slaap, kom die vyand en hy saai onkruid in jou lande. Jy het al gelees. En jy weet dit nie. Jy is bewus daarvan, in Matteus 13 vertel hy 'n storie. Hy sê, terwyl jy slaap, kom jou vyand en hy saai onkruid in jou land, jy weet dit nie. En wanneer jou saad opkom, kom daar ook onkruid op. En jy wonder, maar waar kom hier nou vandaan? Wat sê Jesus in Matteus 13? Terwyl mense slaap. Terwyl mense slaap, beplan die duiwel bose aanvalle teen jou huwelik, teen jou huis, teen jou finansies, teen jou kinders. En ons weet dit nie. So, middernag is 'n sleutel, is die eerste sleutel wat die Here gee. Die eerste sleutel wat Jesus gee in sy lering oor gebed is, hy sê middernag. En ons het net gemis. Ons lees oor dit. Ons dink wel, is dit nie aand nie. Want wie in die lewe gaan klop middernag aan iemand se deur en sê, leer my 3 brode. Really? So daar's 'n geestelike geheim in middernaggebed. As jy bid en niks verander, probeer middernag bid. Dan kyk jy. Die boekie is daar agter, so gaan nou stil staan by alles. So, hier is nou die storie. Ek het kom kuier by pastoor M. Sy moet nou my voete was, sy moet my brood gee, maar sy het nie. Maar sy ken vir Johan. En Johan het. Nou gaan sy middernag en sy gaan vra vir brood. Nou, vra ek jou. Dis nou Bybelse tyd, daar's nie selfone en allerlei ander goed nie. So, hoe kry jy 'n ou wakker? Want middernag, van 12:00 die nag tot 3:00 die môre is jou diepste slaap. Hoe kry jy 'n ou wakker dan? Onthou Jesus leer ons bid. Hy leer ons bid. Baie mense van die Here bid so. Hierdie ou het anders te werk gegaan. En nie van binnekant sy antwoord te sê, moenie my lastig val nie. Die Here is al gesluit, my kinders is saam met my in die bed. Ek kan nie opstaan vir jou te gee nie. So hy is hom wakker gemaak het. So hoe dink jy hoe bid 'n ou om ou drie wakker te maak? Hy sê, my woorde nou, kyk, vergeef my, ek drama geswat, is dit okay. Ek het 'n BA-graad in drama, so, ek lewe die woord. Ek kan nie net lees, ek lewe die woord. Ek gee jou 'n movie van die woord. Hy, wel, ek word nie wakker, geef en dan loop ek. Daar gaan die polisie wel, daar die polisie, waar ek my brood kry.
Hy gaan nie nee vir 'n antwoord vat nie. Jesus leer ons bid. Hy gaan nie omdraai. Nou die eerste dag word my gebed nie geantwoord. Ja, die Here wil seker nie maar vir my gee nie. Nou ook maar opbid. Ek het een keer 'n mannekamp gehou en die pastoor se seun dien die Here nie. Hy bly op 'n ander dorp. En hy breek oor diensknegte van die Here, die se kinders om nie dien nie. En kan ek dit maar ingooi? Nee, laat ek liewer nie tot daar gaan. En hy sê vir my, ek het ophou bid. Want die kind so groot en hy sê, ek sê werk, hy bly in 'n ander dorp. Sê ek het ophou bid. Ek sê, dit kan nie wees. Kom ons roep op in. Ek is lus dat ons het vanmorgen hier opdoen. Kom ons roep hulle in. Kom ons roep hulle in. En ek sê vir die manne, skryf die name neer van iemand wat jy gered wil sien. Dus neem die briefies op. Ek weet nie, die kind sy naam het by sy paale nie, want ons is al die Vrydag weg met die kamp. Hy kom die Vrydag. Ons roep hulle in die Saterdagmôre. Vat nie meer vir 'n antwoord nie. Waar jy ook al is, jou ore sal nou oopgaan. En jy sal nou die stem van die Here hoor met hoe liefde en wat vir jou omgee. Jy vat gesag, die autoriteit daaroor en ek roep jou die koninkryk van die Here. Terwyl ons bid, moet die diens nou in die dorp begin, waar die kerk nou is, ons buite op 'n kampterrein. Hy staan môre op, hy vra sê, maar kan ek vanmôre saam gaan kerk toe? Gaan saam kerk toe. Die aand is ek nou daar in die kerk, ons sluit die konferensie daar af. Toe ek die uitnodiging gegee, is daai op die eerste voor en gee sy hart vir die Here. Effektiewe gebed. Effektiewe gebed. Hierdie ou het besluit, ek draai nie om nie, ek vat hierdie vir my. En nou sê die Bybel ver. En ek sê vir julle, alsou hy ook nie opstaan vir hom gee, omdat hy sy vriend is, sal hy toch terwille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee, soveel as hy nodig het. Because of his arrogance and audacity. Laat ek die ou net stil kry. En hoe gouwer ek opstaan en vir hom gee, hoe gouwer is hy stil. En die Bybel sê, en laat ek vir hom gee, soveel as wat hy nodig het. Sê my, het hy net 3 brode gekry? Of het hy genoeg gekry ook vir homself? Nou sê die skrif verder. Hoeveel maal het jy al 'n preek gehoor oor die volgende paar verse? Ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en vir julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Hoeveel maal het jy al 'n preek daaroor gehoor? En die meeste van die kere, indien nie al die kere nie, het jy dit uit konteks gehoor. Want het gaan nie hier oor jou nie. Vir wie die vriend gaan klop? Vir homself of vir iemand anders? Nou is al die werkwoorde in daai volgende versie wat sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal opgemaak, is in die teenwoordige tyd in Grieks. So wat sê hy eintlik daar? In die konteks van die storie, hy sê, en ek sê vir julle, bid vir iemand wat my nodig het, en ek sal vir jou gee. Soek my vir iemand wat my nodig het, en jy sal my vind. Hou aan klop vir iemand wat my nodig het, en ek sal aanhou om vir jou oop te maak. Want elkeen wat so bid, ontvang, en hy wat so soek vind, en vir hom wat so klop, sal ek oopmaak. Dit verander die hele prentjie. Dis hoekom ek nie 'n diens sal verbygaan, maar ek moet iemand anders bid nie. Want jy kan niks gee wat jy nie het nie. Ek kan net vir jou gee as ek het.
Maar die oomblik as ek vir jou bid, gee die Here nie vir jou nie, hy gee vir my deur jou, en ek het genoeg wat ek vir myself oor. As jy daai beginsel kan snap, nou ek glo die beste kommentaar op die Bybel is die Bybel self. Kom ons kyk hoe werk hierdie in die praktyk in 2 Konings 4. 2 Konings 4 van vers 1 af. En 'n sekere vrou en die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, "Die dienaar my man is dood en u weet self dat die dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom en my 2 kinders vir hom as slawe te neem." So, en 'n sekere vrou het na Elisa die profeet toe gekom en geroep, "Kan ons dit bid noem?" Elisa is in die Ou Testament die middelpunt tussen mense en God. Jy gaan deur die profeet na God toe, jy hoor deur die profeet van God af. Dis Ou Testament. So het die vrou gebid, as sy na Elisa toe gaan, en sê ek het hulp nodig. Want hy is die middel na God toe. Onthou dis Ou Testament. So sy bid, help my! Man van God, help my! So sy sê, Here, help my! Ons ken daai gebed, nie waar? Want sy is in 'n finansiële moeilikheid. Haar man is dood, sy kinders, sy het baie skuld, sy kan nie haar skuld betaal nie. Nou gaan haar kinders vat vir slawe om haar skuld te betaal. Sy is in groot finansiële moeilikheid. Sy het 'n krisis. En sy gaan na die regte plek toe. Sy bid. Toe sê Elisa vra, "Wat kan ek vir jou doen? Gee my te ken, wat het jy in die huis?" Sy sê, "Die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe visie met olie." Hy sê, "Gaan leen vir jou van buite af kanne, leer kanne van al jou bure, leen nie te min." Really? Is dit die antwoord wat jy wil hê? Jy vra vir die Here, ek het 'n finansiële deurbraak nodig, ek het 'n finansiële wonderwerk nodig. Hierdie vrou het niks. Sy het 'n flesie olie. Sy bid, Here, antwoord. Die antwoord van die Here is gaan leen kan aan jou bure. Dis die beginsel van Lukas 11. Nou moet jy verstaan, nou gaan sy by die bure vra. Nou kom sy aangeloop, sy geklop aan die deur, en die bure sien haar kom, hulle dog, maak toe die deure en die vensters. Hier kom sy alweer. Maak toe! En sy klop aan die deur en wie oopmaak, sy sê, "Het jy leerkanne gee?" As die Here 'n wonderwerk vir jou wil doen, gaan hy jou altyd 'n opdrag gee wat jy nie verstaan nie. Jy is 'n vernoot in die wonderwerk. Jy kan nie niks doen as sit te wag vir die wonderwerk nie. Jy gaan iets moet doen. So jy moet 'n plan by die Here kry. Jy moet die Here se stem hoor. Here, wat wil U hê moet ek doen vir hierdie wonderwerk? Dis hoe die Here werk. Sy gaan leen by haar bure, leerkanne. Baie gelukkig was die wat geleen het. Nou kyk wat gebeur. Gaan dan in, sluit die deur agter jou seuns toe, giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is. En sy het toe van hom al weggegaan en die deur agter haar na seuns toe gesluit. En terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. En sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, "Bring vir my nog 'n kan." Maar hy antwoord, "Daar is geen kan meer," en toe gaan die olie staan. Daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee en sê, "Gaan verkoop die olie, betaal jou skuld en van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe." En sy het nooit geweet die hoeveelheid wat sy sou ontvang het afgehaal van die hoeveelheid leerkanne van haar bure wat sy kon bring. Die wonderwerk het afgehaal van hoeveel sy van buite af betrek het. Want dis nie net jy wat 'n finansiële wonderwerk nodig het nie. Dis nie net jy wat 'n deurbraak nodig het nie. Daar's baie ander. En die oomblik as ek wegkyk net van myself af en ek kyk na ander, dan begin die wonderwerk in my te gebeur. Nou, die Bybel sê nou nie dit. Die Bybel sê sy het dit olie gaan verkoop en sy het genoeg gehad om van te lewe. Sy en haar seuns. Maar as dit nou ek was, dis die hoe nie nou weer, nee.
jy, of, dis ek het 'n leerkanne geleer al my dink jy gaan dit leeg teruggee, terwyl die olie net loop, en die olie loop, en dan kom terug met olie en sê, waar kry jy dit? Die God wat ek aanbid, het nie net vir my voorsien, hy het vir jou voorsien. Dink jy nie, daai dier sê, vertel my meer van hom nie. Hoor jy hoe dit werk? Sien jy hoe dit werk? Sê wil jy Here met jou iets doen, soek iemand vir die Here iets moet doen. En begin dit bid. As jy by die werk is, jy weet, 'n ou kan nie lieg met jou oor. Jy kan lieg met jou woorde, maar nie met jou oor. Jy kan in 'n ou se oë sien as hy sukkel. Wat van jy sien iemand, sommige by die kerk wat sukkel, of iemand in die straat wat sukkel, of iemand by die werk en sê, ek sien jy trek al swaar, ek wil vir jou bid. That's it. As 'n man by ons, hy was 'n boemelaar, hy het 'n verskriklike storie. En ek wil nie die hele storie vertel, maar hy het vir jare vervreemd vir sy kinders, uit sy vrou, besigheidsman, hy verloor alles, hy swerf. Hy sit eendag in Sasolburg, by die poskantoor op die stoeptrappies, toe daar poskantore was. En 'n ou kom by die poskantoor in wat hom ken. En die ou sê vir hom, Mike, is dit jy? Mike sit bedronk verdriet die môre van die nagse drink. Hy sê, dis ek, en die ou het saam met Mike gewerk. Hy sê, Mike, hoe het jy hier gekom? En Mike is net vol dronk verdriet, en hy sê, gee my net 'n ou geldjie, dat ek net iets kan kry om my reg te dokter. En die man kyk hom in die oë en hy sê, Mike, ek gee nie vandag vir jou geld nie, maar vandag bid ek vir jou. En hy lê sy hand op Mike se skouer en hy begin bid. En toe hy amen sê, toe's Mike nugter, en Mike neem die Here aan, en Mike dien die Here. Hy's oud al, hy sukkel by die kerk in, nou straas al moeiliker, want sy kar is stikkend en hy is siek, maar as Mike jou sien, sê die Here is groot, die Here is goed, omdat 'n vriend gaan stilstaan het, en in die oë gekyk het, en sê, kan ek nie bid? Is so eenvoudig, soos dit. Dis presies die beginsel van Lukas 11. As jy 'n wonderwerk nodig het, soek iemand wat 'n wonderwerk nodig het. En ek wonder of ons 'n paar goed kan doen vandag, kan ons maar. Ek is net een diens hier, dis hierdie een. So, ek gaan dit vanmôre so doen. Ek doen dit in Richards Bay by 'n diens en ek vra, as ek uitnodiging gee, dan gewoonlik staan jy en jy reageer op 'n uitnodiging of wat jy ook al nodig het. En ons gaan daarby kom. Maar wat as jy vanmôre kan staan vir iemand anders? Wat nie hier is nie, of wat nie gered is, dalk 'n seun, 'n dogter, 'n pa of 'n ma, 'n boetie of 'n sussie wat nie gered is. So hulle kan nie vanmôre op hierdie uitnodiging reageer nie, want hulle is hier nie, maar jy kan. So ek gaan jou vra vanmôre, as jy so iemand het te staan vir daardie persoon, ek gaan jou kan hoekom ek dit doen. Ek is in Richards Bay, nou gewoonlik as ek 2-3 dienste by 'n plek is, sal ek jou vra, gaan maak 'n lysie en dan bring jy hom na die volgende diens toe, dan neem ons dit op en dan bid ons daaroor, maar ons is nog net een diens hier. So in Richards Bay een diens, en 'n ma staan op vir haar seun, wat ek dink 2 jaar toe laas in die kerk was, want hy het seer gekry in die kerk. Kan ek die skrif aanhaal en sê, dis jou beter dat jy deels in die nek bid en die see gaan spring, voor die een van die kleintjies wat aan my behoort tot 'n val laat kom. Dis net 'n kanttekening. Sy staan vir haar seun, hy is 2 jaar laas die kerk het sy gekry in die kerk. Sy staan vir hom. Sy staan nie vir haarself nie, sy staan vir hom. En ons roep daai mense in vir wie almal staan. Na die diens gaan hulle huis toe. Na die ete
sit die vrou sit die geestelike DVD op en kyk 'n DVD en die oukie, hy is 22 of so. Hy is daar in, nou sy kort daar in die sitkamer verby en kyk hy wat kyk sy ma, dan staan hy net dan loop hy weer. Dis na die diens. Dan kom hy net weer, dan staan hy en kyk en dan loop hy weer tot hy naderhand gaan sit. En toe hy klaar gekyk het, toe sê hy vir sy ma, bid vir my, ek wil terugkom na die Here toe. In hulle sitkamer kniel hulle. En daar ook die gee sy hart vir die Here. Maandagoggend toe verongeluk hy dood by sy werk. Wat as ons nie daai Sondagmôre, want jy het net vandag, jy het net nou. As jy iemand naby aan jou het, so 'n seun of 'n dogter of 'n boetie of 'n sussie, 'n pa of 'n ma, wat nie gered is, en jy wil vanmôre namens hulle staan, vra ek jou, staan gou op jou voete. En jy gaan nou saam met my stem. Jy sien daardie persoon nou voor jou staan. Gebruik die krag van jou verbeelding. Sien daardie persoon voor jou staan. In die naam van Jesus. Jy, vir wie iemand nou staan, waar jy ook al op hierdie oomblik, op hierdie Sondagmôre is, en waarmee jy ook al besig is, op hierdie oomblik, sal jy die stem van die Here hoor, wat sê, niemand kan jou lief hê, soos Jesus jou lief het nie. Jou ore sal nou oop wees. Jy sal bekommerd begin raak oor waar jy die ewige lotsbestemming gaan deurbring. Jy gaan bekommerd raak oor jou saak, as jy gered was en jy teruggeval. Bid ek dat jy vanmôre sal wakker word tussen die varke en sê, ek hoort nie tussen die varke nie. Ek sal opstaan en ek sal teruggaan na my Vader se huis toe. As jy dood is in jou graf van sonde, verklaar ek nou, wat dood is sal lewe, want die salwing breek die jukke, elke ketting breek, en ek verklaar daai graf oop, soos by Lazarus, en ek sê, kom uit in die naam van Jesus, en jy sal lewe tot eer van die Here. Ek roep jou terug na die Here toe. Ek roep jou terug na die Here toe. In die naam van Jesus. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Ek weet U hoor my en ek weet U antwoord my. Ek loof U naam dat U die redder is. En die woord van die Here sê, hy sal selfs die wat nie onskuldig is, die vry verklaar oor jy hom vra. Hy sal selfs sondaars red, omdat jy hom vra. Staan op die woord van die Here, en dankie dat U my hoor en antwoord, in die naam van Jesus. Amen. Loof die Here. Jy kan sit. Jy kan sit vir 'n oomblik. Kan jy van op die oë te sluit? Ek wil dit weer uitnodiging maak. Miskien kom jy vanmôre agter, Here, ek is nie waar ek moet wees nie. My verhouding met U is nie wat dit moet wees nie. Miskien as jy brutaal eerlik moet wees, moet jy erken, Here, daar's goed in my lewe wat ek akkommodeer, maar kan nie langer nie. Ek moet klaar kry hiermee. Dalk is daar iemand wat jy moet vergewe, dan kan jy nie langer uitstel nie. Dalk is daar bitterheid in jou hart. Jy kan dit nie langer akkommodeer nie, want dis 'n keuse wat jy, of jy kom naby aan die Here, en jy kom in 'n realm van wonderwerke, deurbrake, of jy sal al verder wegtrek. Jy sal al verder van die Here af wegraak. Vanmôre het jy 'n kans, want Jesus nooi jou en sê, kom na my toe. Jy wat vermoeid en belast is, en ek sal jou rus gee.
As jy jou sonde bely, ek is getrou en regverdig om jou te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig. As jy vanmôre vir die Here wil sê, Here, soos Dawid in Psalm 51, was my skoon. En skep 'n Genesis week in die chaos van my lewe. Wil ek nou vir jou bid, want ek glo die krag van gebed. Ek het autoriteit om dit oor jou te bid. As jy hierdie gebed nodig het, lig net vinnig hand op, ek sien, is daar so iemand? Goed, staan vanaf op jou voete, sal jy? As jy hierdie gebed nodig het, dan staan jy vanaf op jou voete. En daar waar jy staan, maak jy net oop. Oorgegee. Ek is oorgegee. My hele lewe is oorgegee. Here, ek lê my lewe vanmôre in die hande. Ek bely my tekorte, my tekortkominge, my skuld, my swakhede. Ek bely, Here. Ek vra, reinig my en was my skoon in die kosbare bloed van Jesus. Herstel my lewe. Maak my lewe nuut voor U aangesig, sodat ek bruikbaar en diensbaar kan wees in die hand van die Here. O Here, dankie dat U aan die kruis vir my gaan en gesterf het en opgestaan sodat ek kan lewe. Ek ontvang dit nou in die geloof en ek weet, Here, maak my nou skoon in die naam van Jesus. En dankie, Here, dat U my hoor en antwoord. Amen. Baie dankie. Jy kan sit. Glo dit. Glo dit. Redding het nie met jou emosie te maak nie. Dit het met geloof te maak. Jy moet glo dat die Here jou gebed gehoor het. Emosie speel nie 'n rol nie. Gevoel speel nie 'n rol. Ek glo. Ek het vanmôre my hart op die Here gegee en hy het my aangeraak. Laaste een kan ek dit doen. Ja, Johannes, jy kan nie so gou stop nie. Die Here het my 2 keer van kanker gesond gemaak. En nou dan hoor ek iemand sê, as die Here jou 1 keer van kanker gesond gemaak het, is jy 'n survivor. As die Here jou 2 keer van kanker gesond gemaak het, is jy 'n warrior. Ek is 'n warrior. En toe vir die Here vra, hoekom? Vra ons nie almal dit nie. Want toe ek die eerste keer gesond geword het, het dit geboorte gegee aan effektiewe gebed. En toe ek die tweede keer gesond word, toe sê die Here, die krag waarmee ek jou gesond gemaak het, is in jou gedeponeer. En jy sal op siekes die hande lê en hulle sal gesond word. En nou moet ek dit maar doen. En elke keer is aanbidding vir die Here wat my gesond gemaak het. Maar jy moet glo. Soms doen die Here dit instantaneous nie. Die tweede keer wat ek van kanker gesond gemaak het, het 1 jaar en 10 dae gevat. Soms is dit 'n proses. Gaan kyk die evangelies. Hy maak die melaatses gesond, maar hy sê hulle gaan vertoon hulle aan die priesters. En die Bybel sê, onderwyl hulle gegaan het hulle gesond geword. So partykeer is dit 'n proses. Solank jy glo, die Here doen dit. Nou, môre, volgende week, die Here doen dit. Ek staan daar. So, kan ek vra? Ek wil nie hê dan moet enige toeskouers wees nie. Ons is net in kontak met die Here. En ek wil net gehoorsaam wees aan hom. So, as jy behoefte het daaraan, dat ons bid vir genesing, dan kom jy gou hier by my. As daar enige iemand is wat 'n behoefte het daaraan, kom jy gou hier by my. Kan ons vir God 'n hande klap gee?
So alta, dit was regtig 'n voorreg. Het jy vanmôre die diens geniet? Kan ons hulle weer nooi? Prys die Here. En ons bid ook seën af op hulle met hulle bediening en ons vertrou die Here vir groot dinge. Want God is in